Die Joodse feeste of die nagmaal deel 2. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit wees dat dit die eerste keer dat u na die reeks kyk, wil ek voorstel, gaan na deel 1 toe. U het reeds 'n redelike hoeveelheid inligting gemis in die eerste uitgawe. So begin voor, sodat u dan die inligting alles kan hê. Ek wil net alreeds sê, daar is 'n deel 2 en 'n deel 3 ten minste. Ek wil dit net noem, want iemand het gevra, prof, hoe weet ons die boodskappe gaan aan? Toe sê ek sê gewoonlik, kyk maar net die volgende week, dan behoort dit daar te wees. So, sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, kan jy ons kontak by ons webtuiste nommer, wel eers my WhatsApp nommer 0722367124 of https://yafashua.co.za. Ek wil net sê, baie goeie boek vir hierdie Joodse fees of nagmaal is Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. So swart A4 boek, A5 boek, 500 bladsye. U kan hom definitief bekom. Daar's verskriklik baie inligting. Net vir die nuwe kykers, ons vereensellig ons nie met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah-beweging, Jehovah Witnesses, Sevendag, Adventiste, Rooms-Katholieke Kerk, Protestante kerke. Ons behoort aan niemand nie. Ons is Jafiste, ons funksioneer in die antieke Hebreëse name. Ons is nie Jode nie. Daar's mense wat kom sê, ons is Joods. Nee, omdat ons die Hebreëse name aanhang, wat die Katholieke wegvertaal het. Sê nie, ons is Jode nie. Ons hou nie die feeste nie, ons besny nie, ons hou nie Sabbat nie, so hoe kan ek 'n Jood wees? Jy sien, jy weet self nie veel van Jode af nie, en dis hoekom daar, sê ons pastores wat sê, ons is Jode. Jy sê agterkom, ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke name volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het, uit die 1611 King James Bible uit, maar met al die bo-natuurlike geopenbaarde name. Ek sê, dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jou hande op kan lê. En tans het ek 'n pakket met die Bybel, so sou jy belangstel, kan jy met my kontak maak en met my gesels. Volgens hierdie genoemde Bybel is die naam Here Jesus in werklikheid Yafashua. So ek sal sê Yafashua, dan sê ek Here Jesus. Of ek sal sê die naam Elohim, dan sal ek sê God. Of ek sal die naam Jaffa gebruik, dan sê ek Here. Of ek sal die naam Ruach HaKodesh gebruik, dan sê ek die Heilige Gees. Ek maak so, ek sit dit in hakies vir die mense wat nie weet nie. En vir die Jafiste wil ek sê, kom ons verdra maar die ander mense ook. Asseblief, u was ook daar gewees. So, en dis hoekom ek die woorde in hakies sit vir die nuwe mense om te verstaan. Goed, Moses was die mondstuk, ons gaan natuurlik nou aan. Moses was dan die mondstuk van Jahwe die Almagtige. Nou wat doen hy? Hy trek met die Israeliete deur die woestyn soos ons laasweek gesien het. En dan gee Jahwe vir hom 'n opdrag. Laat die Israeliete sit op 'n Sabbat. Sabbat was van Vrydag aand son onder tot Saterdag aand son onder. So laat hulle sit. En dan die Saterdag, die woord sê was dan die eerste dag van die nuwe week. Of kom ek andersom sê, die Sondag was dan die eerste dag van die nuwe week gewees. Nou sê hy vir hulle sit. En terwyl hulle sit, word hulle 613 wette geleer. Jahwe gee vir hom sporadies wette om aan die Israeliete te verkondig en hulle te leer. Onder andere soos die besnydenis van Vader Abraham. Die besnydenis het ook deel van die 613 wette geword. Dis hoe jy 'n Jood of 'n Israeliet uitken. Is die besnydenis. Gaan kyk maar na die messiaanse ouens hier om ons vandag. Die ouens wat bietjie messie is, baie Hans is, hulle besny.
Hulle weet nie hoekom nie, maar hulle besny. Die Hebrew Roots ouens, hulle besny. Die ons gaan kyk na die Israel Visie ouens. Hulle besny, hulle weet net, Japie van Sail sê besny, nou besny hulle. Daar's nie krag in die besnydenis nie. Die woord sê in Romeine 8, hy sê, hy het nie behaal dat ons aan ons vlees besny is nie, maar aan ons sielsdimensie. Want die ouens is aan hulle vlees besny en hulle hoere remoer nog steeds. Dit hou hulle nie weg van dit af nie. Verstaan jy wat ek sê? Hulle doen ander sondes ook. Hoekom? Want hulle het nog nooit tot bekering gekom nie. Bekering, wat sê Petrus op die dag van Pinkster, terwyl die Ruach uitgestort word, die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Daar is dus duisende mense om die oppersaal, 120 is bo in die oppersaal, besig om te bid, en dan word die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, uitgestort. Dan kom van die ouens in Handelinge 2 vers 36 by Petrus, apostel Petrus. Hy sê vir ons, wat moet ons doen om gered te word? Hy sê, want ons hoor hierdie mense, wat hier in die oppersaal is, hulle praat oor ons lewens. Grieke en Romeine en ek wil sê as dit vandag was, sou dit Engels, Afrikaans en Zulu en dit sou Frans gewees het en Spanjaards. Hoe moet ons die mense in ons eie taal praat? Dan sê Petrus, maar dis wat in Joël 2:28 geprofeteer was. In die laaste dae sal ek my gees uitstort, die Ruach, op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom, en op die geslag, 2000 jaar terug, sal ek my Ruach uitstort. En weet jy wat, dit loop deur tot vandag nou. Wat moet ons doen, vra daai manne, broeders? En Petrus sê, bekeer julle. Eerste bekeer julle. Al hierdie ouens wat ek genoem het, funksioneer nie juis op bekering nie. Hulle funksioneer in die 613 wette. En weet jy wat? Hulle hou nie al 613 wette nie. Hulle pick and choose so. Hulle vat enetjie daar, so hoender wat loop en skrop op 'n werf, né? Hy tel 'n wurmpie op en hy tel 'n ding op daarso en dis hoe hy eet. Hulle hou nie alles nie. En dis hoekom Jahwe, dis God of die Here, dan die 613 wette van Moses tot niet gemaak het. Die woord sê, hy het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daar. Sê ek wat dit sê nie? Gaan lees wat sê Hebreërs 7 vers 18. Dit staan geskrywe. Hy het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Na meer as 1000 jaar. Hy het geen behaal daarin nie. Want hy het vir ons 2 nuwe koninklike wette gegee. 2 nuwe testamentiese koninklike wette wat uit die genade bloed van Jahwe gebore is. Jesus Christus. Wat is dit? Hoor Israel, Jahwe ons Elohim, die Heer ons God, is een. Jy moet hom lief hê met jou hele verstand, jou siel, nie met my vlees nie, met my verstand, my sielsdimensie. Van hier af tot daar, dis my sielsdimensie. Dis wat ewig lewe wat die dag as ek doodgaan. Hy kan nooit doodgaan nie. Dis my kognitiewe denkwyse, hy kan nooit tot 'n einde kom nie. Hy lewe voort. So wat gebeur? Is Petrus, apostel Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Dit help nie jy hou aan godsdienstige organisasies vas as hulle nie in bekering glo nie. Oh, it makes me feel good. Nee, dit gaan nie oor it makes me feel good nie. Bekering. Handelinge 2:36 sê apostel Petrus, bekeer julle en laat elkeen van julle geonderdompel gedoop word in die naam van Jahwe tot vergifnis van julle sonde, in die naam van Jahwe is Jesus Christus. Jy kan my nie een plek in die hele Bybel wys waar iemand, een persoon gedoop is, volgens die opdrag Matteus 28:19, waar Jahwe, Jesus Christus vir die disippels as hy gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nie een keer nie. Daar's ouens oorgedoop in Handelinge 17 wat wat nie die Ruach, die Heilige Gees ontvang het nie. Hoe is julle geonderdompel? Met die onderdompeling van Johannes. Johannes die doper, die onderdompelaar. Hy kon nie doop met die vergifnis van sonde nie, want Jahwe het nog nie gesterf nie. En toe hulle hoor is hulle gedoop in die naam van Jahwe tot vergifnis van hulle sonde. En toe die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, op hulle neergedaal. Nou kom ek terug.
Ons moet bekleed wees in Jahshua. Volgens die woord. Die ou mens van sonde word begrawe in die naam van Jahshua, nie in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Want Vader is nie 'n naam nie, Seun is nie 'n naam nie, en Heilige Gees is nie 'n naam nie. En daarom vind jy nie een plek in die hele protestante Bybel waar iemand ooit gedoop is in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees nie. In die 33 Afrikaanse Bybel, elke keer in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van ons sonde, wat verkeerd vertaal is, wat katholieks vertaal is in die tyd van protestantisme, net meer as 600 jaar gelede. Want die naam Jesus het nooit bestaan nie. Vir julle nuwe kykers wat vir die eerste keer kyk, gaan kyk na my reeks op YouTube. Wat noem jy hom? God of Here? Moenie my glo nie. Vat jou Bybel aan, lees jou Bybel en laat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees met jou praat. Jy sien die feit dat ons die bo-natuurlike Hebreëse name gebruik. Want jy kan niemand se naam verander nie. As my naam Hannes is, kan jy kom en vir my sê Johnny nie, of Johannes, of wat ook al nie. Jojo, of Joe nie. Dit is nie my naam nie. Verstaan jy wat ek sê? So wanneer hulle praat van Jesus en Jesus Christus, dit was nooit sy naam gewees nie. Hy 2000 jaar gelede Hebreëse name gehad, want hulle was nie Grieke nie. Al die name in die Nuwe Testament, Griekse name, al die name vandag in die Ou Testament, God en Here en Christus en Jahweh, Jehovah, dis alles Griekse name. Daar is nie een Hebreëse naam nie. Dit behoort jou te dink. En net so te loop, so ek gaan nie oor dit preek nie. Gaan vir die nuwe mense, gaan kyk vir my bietjie op AI, op YouTube, AI. Wanneer is die letter J eers geskep? Letter J. 1524. Voor dit was daar nie 'n letter J nie. Hulle moes die letter J skep om die naam Jesus te skep. So hoe oud is Jesus? Net meer as 600 jaar. Hoe oud is Jesus? Wel, hy is so 1800, wel so 1600 jaar oud. Hoekom? Want hulle het in die 2de eeu hom geskep. Die Katolieke, toe hulle die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes vertaal het, toe skep hulle die naam Isis. Hoekom? Wat was die naam wat dan oorspronklik daar was? Die Engels sê vir Miriam, dis nie Maria nie. Maria is 'n Griekse meisie, Miriam is 'n Hebreëse meisie. Die Engels sê vir Miriam, jy moet hom Jahshua noem. Jod, Elef, hy, Vaf, Elef, hy, Shua. Jahshua. Dus hy was sy volk van hulle sonde gaan verlos. Immanuel, as jy dit vertaal, Jahva, ons Elohim, die Here God, Jahva, met ons. Halleluja. Geluister na daai reeks. So wat sien ons? Moses het hulle geleer aangaande die besnydenis en die Sabbat, Joodse feeste, nuwe maande, nuwe jare, die hoëpriesterlike bediening, die tiendes en die offerandes, en die Ou Testamentiese wettiese verordeninge. Dis wat hy hulle geleer het. 613 wette. Nou vir u wat nie weet nie, ek het die reeks gedoen, waar ek die 613 wette van Moses, noem ek die titel, en ek het by nommer 1 begin, ek het met hulle reg deurgestap. 613 wette. Almal gehanteer, lê op YouTube. Al daai wette is vleeslike wette. Daar's nie een genadiglike wet nie. Nie een nie. Nou sit die Israeliete op 'n Sabbat en Moses en die priestersseuns en die seuns van Levi en Aaron, nou leer hulle die Israeliete, Jode, oor die 613 wette van Moses. En hierdie 613 wette van Moses, vir die volgende meer as 1000 jaar, word die fondasie waarop die Hebreëse geloof gebou word. Alles funksioneer om die wette. Alles funksioneer om die bloed van die offers van diere, bokkies, lammetjies, duwe, 'n rooi haverkoei, en ons kan so aangaan en aangaan. Alles werk om die bloed van diere. En die ouens wat sonde gedoen het, het net seker gemaak
dat hy ander jaar 2 lammetjies het. Die ou wat gehoreer het, wat by die buurtannies gekuier het, hy het net doodseker gemaak, ander jaar het hy 2 lammetjies. Die ou wat gesteel het, hy het net gesorg, ander jaar het hy 3 pare duwe. So sy offer kos hom niks. So wanneer die hoofpriester dan die offer bring vir die sonde, hy praat van die atonement, the blood of the atonement, die bloed van bevryding. Dan kom hy, die hoofpriester, hy steek sy hande op, hy sê, julle sondes is julle vergewe. Die ouens gaan weg daarso van die aanbiddings tabernakel af. En latere jare die tempel. Maar daar's nie 'n greintjie berou in die harte van enige van daai manne nie. Hoekom? Want hy het geweet, ander jaar, hierdie jaar gaan hy net aan soos hy aangegaan het, en nog erger. En ander jaar sal hy weer 'n offer bring. Ja, het gaan 'n bietjie meer kos, maar hy sal maar weer 'n offer bring. Daar was nie berou nie. En wat is vandag een van die hoofkomponente van bekering? Is berou en meelewing. Ek moet, om tot bekering te kom, moet ek en u berou gehad het oor ons lewens wat ons gelewe het. Die manier wat ons gefunksioneer het. Nou kom die Jahwe, dis God, of die Here. En hy voorsien in Jahwe die besnydenis wat nie met hande gemaak is nie. Want hy sê, hy het nie behaag dat ons aan ons vlees gesny word nie, maar aan ons sielste mense. En ek het in een van die ander reekse gesê, ook so, ek dink was in die Efrat reeks, dat die vrouens was nie deel van die genade nie. Hulle het deel geword onder die Nuwe Testament genadebloed van Jahwe, is die dames ingetrek. Want Galasië 3:26-29 sê, ons wie in Jahwe geonderdompel is, eers bekering, dan onderdompel. Het ons met Jahwe bekleed, ons het die bruilofskleed aangetrek. Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie, maar volgens die belofte van Abraham, het ons almal een geword vir die belofte. So het die vrouens deel geword, nie aan 'n vleeslike besnydenis nie, aan 'n sielste mense. Jahwe sê, ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Sabbate en feeste. En nou kom die ouens vandag, en die ouens nou, die 7-dag Adventiste en al die ouens in sabbate en feeste en ramshorings en, weet jy, daar's nie redding in een van die goed nie. Jahwe sê, hy het dit tot niet gemaak. Jahwe, dis God of die Here. Hebreërs 7:18. Hy het dit tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Daar's geen bestaansreg vir dit nie. Hoëpriesterlike bediening. Ons het nie 'n menslike hoëpriester nodig nie. Ons het die genadebloed van Jahwe nodig. Hy het ons hoëpriester geword. Die woord sê, hy sit in die regterhand van die Vader, waar hy intree vir jou en my, as bruid van hom. So wat het hy gedoen? Vader het die verordeninge, die hele Ou Testament, tot niet gemaak. Nou glo prof julle nie in die Ou Testament, nee, ek glo in die Ou Testament. Dis 'n padkaart om by die Nuwe Testament uit te kom. Maar dis nie die Nuwe Testament nie. Die Ou Testament funksioneer om bokkies en lammetjies en daar's baie geskiedenis daar. Ek is 'n eskatoloog. Ek is mal vir geskiedenis. Veral Bybelse geskiedenis. En natuurlik ander geskiedenis ook. Maar op die einde van die dag is my redding nie in die Ou Testament nie. Daar's 'n belofte van 'n Messias en 'n redder en 'n verlosser, Jahwe. Ek dink vinnig in Jesaja 9:5, want 'n kind is vir ons gebore. As ek so maak my vingers hoofletter, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke Elohim, Vredevors, tot aan die volëinding van die wêreld. Wie is dit? Jahwe. Daar's 'n belofte, Jesaja 9:5, van hierdie verlosser wat kom, wat ons sal kom red. So, ons glo aan die volmaakte vleeswording van Jahwe, deur 'n maagdelike geboorte. Ons hou nie aan bokkies en lammetjies vas nie. Iets wat geen ander wêreldsafgod ooit kon onder sy titel skryf nie.
gebore sonder vleeslike gemeenskap. Nie een nie. Halleluja. So nou het ons die Ou Testament. Ek wil hê ons moet net bietjie kyk. Ek skep vir julle 'n prentjie, 'n agtergrond van 'n Ou Testament met wette wat hartlik was. Dit het die mense doodgemaak. Die Bybel sê dat die letter maak dood, maar die Ruach HaKodesh, die Gees, maak lewend. Waar wil u funksioneer? In die letter van die Ou Testament of in die genadebloed van Jafashua? O nee, ons is messiaans. Ons is die een voet die kant, ander voet daai kant. Nou sê vir my, wanneer besluit julle watter werk die kant en watter werk die kant? Terwyl hierdie redundant is. Hulle is soos bad news dat hulle nie eers gerecycle kan word nie. Dis wat Jesaja 9 vers 5. Ag ekskuus tog. Hebreërs 7 vers 18 sê. Hulle is tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. En dan sê Romeine 8, as ek in hierdie wette wil vashang, hy sê dan as ek nog in my sonde, dan ek van die genade van Jafashua verval. Halleluja. Hoekom? Want hy deel ons, Jafashua, deel ons met niks en niemand nie. Daarom sê hy, wees heilig, want ek is heilig. Weet jy wat die probleem? Die ouens wil die wette vashou, want hulle wil nie in heiligmaking lewe nie. Heiligmaking kos 'n prys. Hierdie ouens wat die wette vasgehou het met die vleeslike verbonde. En dan vind ek hierdie ouens wat die wette vashou, hulle die een bokkies en lammetjies wat hulle offer nie, of duwe nie. Nee, hulle praat oor die wet. Hulle hou die wet, die feeste en die maande en die sabbate en al die goed, trompette en ongesuurde brode en die feeste, die lekker goed. Hulle wil dit hou. Dit is goed vir die siel. Weet jy wat? As die woord sê dit is tot niet gemaak weens die swakheid en nutteloosheid, dan is dit in plain Afrikaans useless. So waar wil jy iets aanbid en aan vashou wat useless is? Dit het geen effek op jou geestelike lewe nie. Jafashua kom en hy gee vir ons 'n nuwe wet, 'n nuwe tradisie, 'n bo-natuurlike genadebloed tradisie in Jafashua, wat sê wees heilig, want ek is heilig. Maar weet jy wat, die mense wil nie in heiligmaking lewe nie. Bietjie nog doen, bietjie dit doen, bietjie 'n offertjie bring en bietjie dit en terwyl die woord sê dat ons kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie twee wette dien nie. Daarom praat die Bybel van 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Daarom kom Hebreërs en hy praat daar in Hebreërs 9 van die testamentmaker. Die eerste testamentmaker moes gesterf het sodat die Tweede Testament tot werklikheid kon geword het. Maar die mense wil die maande en die feeste en die sabbate en die goed wil hulle hou. Want dit is maklik, dit is lekker. Maar wanneer dit kom by heiligmaking en afsondering, dit wil hulle nie doen nie. Want dit is lekkerder om die lekker goed te doen. Het kos 'n prys. Dit vat 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat om te sê, ek en my huis, ons wil Jafashua, Jesus Christus dien. Halleluja. Jafashua, ek gaan 'n bietjie met julle, ek het nou die agtergrond van die 613 wette vir 1000, net so amper 1100 jaar, wat daai 613 wette gefunksioneer het. Dan word Jafashua gebore. Die engel kom en hy sê vir Josef, julle gaan 'n seentjie hê, julle moet hom Jafashua noem. Dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Nou wie sy volk eerste? Die heidene? Nooit. Jafashua. As ons gaan kyk na die oorspronklike, na die skrifgedeeltes, ek praat van die oorspronklike gedeeltes, die begin van Matteus, Lukas, Johannes, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4 evangelies. Dan vind ons elke keer, hy sê, ek het na my eie gekom. Wie sê eie? Was die Israeliete. Ons sien in Daniël 12 vers 1, dat die engel, wel eers in Daniël 9, sien ek dat die engel Gabriel kom, en hy praat met Daniël en sy mense. Wie is Daniël? Hy was 'n Israeliet. Hulle was in ballingskap, hulle was vir 70 jaar in ballingskap. Daar's twee hoofengele, Michael en Gabriel. Gabriel kom eers en hy praat met Daniël en sy mense.
Dan kom hy in Openbaring. Dan kom hy in Daniël 12 vers 1. En Jaffa stuur die engel Michael. En hy praat met Daniël en sy volk. Nou wie is die volk van Daniël? Die heidene. Is ek en u deel van Daniël se volk? Not 'n tikkie, nie 'n manier nie. Maar ons is geestelike Israeliete. Nee, daar bestaan nie so 'n ding nie. Dis 'n terminologie wat later deur die protestante en die katolieke uitgevind was, om die ouens te laat maak verstaan, hulle moet die feeste hou, en hulle moet die wette hou, en hulle moet die Sabbat hou. Ons is geestelike Israel. Daar is nie so 'n ding soos 'n geestelike Israeliet nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Daar's 2 groepe, klaar. Eintlik 3 groepe, maar soos ons groot gemaak was, Katolieke en Protestante, einde van die storie. Wel, kom ek sê 3. Jode, Katolieke, Protestante. Jode, Katolieke, Protestante. Protestante is die ouens wat met die 1611 King James Bybel en die Nederlandse State Bybel, die 33, die William Tyndale Bybel, 33 Afrikaanse Bybel en 53 Afrikaanse Bybel, en dan die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ek gebruik net so vinnig. So wat gebeur? Ek sien hoofsaaklik 4 groepe mense. Ek sien oorspronklik sien ek dan die Hebreëse mense, ek sien dan die Katolieke, ek sien dan die Protestante en die Jafiste, wat alreeds in Jafasua se tyd bestaan het. Waar ek bietjie meer oor gaan sê later. Maar op hierdie stadium, daar's godsdiens pakkies gemaak. Ons kyk na die Jode, Israeliete. Ons kyk na die volgende pakkie nommer 2, die Katolieke. Pakkie nommer 3, Protestante. Pakkie nommer 4, dan die Charismate en dan die ander, al die ander. Kom by die Jafiste. Ek gaan nie nou veel oor dit sê nie, want ek wil nie die mekaar maak nie. Nou word die mense in segmente ingeplaas. En dis waar die duiwel die slag geslaan het. Want die ouens wat veronderstel is om protestante te wees, in die 3de pakkie, hulle sê nee, die woord sê ons is nie nou meer aan die vlees besny nie, ons word aan die gees besny, nou is ons geestelike Israeliete. Maar ons wil nog steeds bietjie van die wette hou, en die Sabbatte, en die maane, dis waar jy nou jou 7-dag Adventiste kry, en die Messiaanse ouens, en die tipe ouens, hè. En natuurlik dan ook by jou Jafistiese bewegings, jou Messiaan, jy kom by jou Israel visie ouens, ekskuus tog, jy kom by jou Ja-beweging, jy kom ook by die Hebrew Roots Movement ouens. Ek praat van die tipe ouens wat die Sabbatte wil hou en die wette wil hou, die Sacred Name Movement. Dis hoekom ons is nie deel, alhoewel ons die Restoration of the Original Sacred Name Bible gebruik, ons is nie Ja-beweging of Sacred Name Movement ouens nie. Ons glo aan die geopenbaarde name, maar nie die feeste nie. Ek meen, as jy die Restoration of the Original Sacred Name Bible vat, dan die eerste 4 bladsye, gaan alles oor die wette en die Sabbatte en die feeste en die maane en die goed. Ons het niks met dit te doen nie. Daai ouens hou dit. Want dit was deel van die godsdiensttradisie gewees. Paulus kom en hy sê, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele. Maar soos wat die tyd aangaan maak, Jaffa vir ons meer en meer van die woord oop. So wat het ons? Ons het die bediening, waar Jaffa dan vir Israel met Daniël praat, en die engel Michael stuur, om met Daniël en sy volk te praat. Wie is Daniël se volk? Is Israel. Wie was Josef en Miriam? Hulle was Hebreëse mense. Uit watter bloedlyn het hulle gekom? Uit die bloedlyn van Juda. Uit die bloedlyn van Abraham. Abraham, Isak, Jakob, Juda, Israel. So wanneer die engel kom en hy sê dat hy gaan 'n verlosser stuur, of kom ek sê Jaffa, Jaffa die Here God, soos jy hom ken. Hy gaan 'n verlosser stuur
vir sy volk. Wie sy volk? Die heidene. Nee, nooit. In die begin van Jafashua se bediening was dit die bedoeling om na Israel toe te gaan. Jafashua sê vir die disippels, hy sê moenie julle brood vir die hondjies gee nie. Gee julle brood aan julle geesgenote. Wie is dit? Die ander Israeliete. Wie is die honde? Die heidene in die tyd van Jafashua was geken as die honde. Moenie die evangelie na die honde toevat nie. Jy sien die beeldspraak. Die brood van die ewige lewe, dis die brood. Moet dit nie na die heidene, die honde toevat nie. Vat dit na my volk toe. Jafashua het 3 jaar bediening. Is nodig dat jy dit weet. Van 30 tot 33 in sy ouderdom. Daai 3 jaar noem ons die bedieningsjare van Jafashua. 2 jaar, die eerste 2 jaar van sy bediening, bedien Jafashua net die volk Israel. Nie een keer preek hy vir die heidene nie. Wanneer hy gaan sit en daar's 5000 manne en hy voer hom met visse en brode, Israeliete. Wanneer daar op 'n ander geleentheid 4000 sit wat luister na sy prediking, Joodse manne, Hebreëse manne. Want hy sê dit was manne, dis behalwe die vrouens en die kinders, want hulle het ook gesit om te kom luister na die evangelie. Skus tog. So wat gebeur? Die evangelie van verlossing stuur Jaffa na sy volk. Hy sê en sy volk wou hom nie aanneem nie. Hy sê ek het na my eie volk gekom en julle wou my nie aanneem nie. Dan die begin van die 3de jaar. 2 jaar net na Israel toe. Die begin van die 3de jaar. Is Jafashua op pad Jerusalem toe om sy koninkryk te bevestig. Dis wanneer die Jode, die Israeliete by die palmtakke slaan en skree Hosanna, Hosanna vir hom wat kom in die naam van Jaffa. Die man strek hulle klere uit, hulle bootkleed, hulle gooi dit op die grond vir die donkie om op te loop, die vul, die esel. En dan blokkeer Vader Jaffa. Ekskuus tog, hier's 'n haartjie in my mond. Dan blokkeer Vader Jaffa die donkie. In die volgende geleedheid, daar sien ons Jafashua. Die donkie draai weg van Jerusalem af. Daar roep Jafashua uit Jerusalem, Jerusalem. Hoeveel keer het ek begeer om soos 'n hen haar kykens toe te maak, maar julle wou nie, julle wou die afgode dien. Dan vind ons Jafashua by die put. En hy sê vir die Samaritaanse vrou, gee vir my water. Nou wat sê die Samaritaanse vrou? Sy sê, hoe is dit dat u wat 'n Hebreër is met my wat 'n Samaritaner is, spreek, en nog 'n vrou boonop? Want dit was ongehoord dat 'n Hebreëse man met 'n Samaritaans of enige heidense vrou net sou gepraat het, never mind nog haar gegroet het, of aan haar gevat het. Hoe is dit dat u wat 'n Hebreër is, met my wat 'n Samaritaan is praat? Hoe is dit dat u vir my water vra? Dit is ongehoord dat die Israeliete vir die heidene water gevra het. Maar Jafashua stop daar, want sy bediening begin na die heidene toe, op daai oomblik. Jaffa het die bediening weggedraai van die volk Israel, sy volk. En nou gaan Jaffa vir hom 'n volk, Jaffa dis God die Vader, gaan nou vir hom 'n volk skep, uit hulle wat geen volk van hom was nie. Die Bybel sê, hulle wat nie my volk was nie, maar nou my volk geword het. Hulle wat nie onder die besnydenis was nie,
maar nou in 'n besnydenis gaan funksioneer, naamlik die geestelike besnydenis, wat nie aan die vlees plaasvind nie, maar aan die sielsdimensie. Galate 3:26-29. Hy sê, hy het geen behaag meer daaraan dat ons aan ons vlees besny word nie. Hoekom? Dis deel van die 613 wette. Die oomblik toe Vader Jahwe, Vader Jahwe, God Almagtig, Jahwe wegdraai van Jerusalem af. Toe sny hy die volk Israel af. En van daardie oomblik af, deel hy net met die heidene. Die vrou, Jahwe sê, geef my water. En dan gaan Jahwe aan, hy sê, en ek sal vir jou van my water gegee het. En as jy van my water gedrink het, strome van lewende water sal uit my jou binneste uit opspruit. Wat? Sy sê, eet nie as 'n skepding nie. Hy sê, hierdie water wat ek jou gee, het jy net nodig om een keer te drink. Sy sê, geef vir my van daai water. Dit wat die Jode en die Israeliete nie wou gehad het nie. Terwyl Jahwe voor Pontius Pilatus staan, daar's Barabbas, hier's Jahwe, want dit was die gewoonte om altyd een van die tronkvoëls los te laat. Wel, inteendeel was hy meer as 'n tronkvoël, Barabbas, hy was 'n moordenaar. Bybel sê so. Kom die woord en hy sê, dan sê Pontius Pilatus, wie moet ek laat gaan? Laat Barabbas gaan, die moordenaar. Kruisig Jahwe, dan sê hy, maar dis julle Messias hierdie. Dis julle redder, dis julle verlosser. Dan sê hulle, hy is niks van ons nie. Hoekom nie? Want Vader Jahwe het hulle oë toegemaak, dat hulle die evangelie wat Jahwe sou preek, nie wou sien gebeur nie. Vader Jahwe het hulle ore toegemaak, sodat die evangelie wat Jahwe vir hulle sou bedien het, nie sou ingang vind nie. Kruisig hom. Dis julle Messias. Die Israeliete roep uit, laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. Hulle roep die wraak op hulle. Weet jy wat hulle geroep? Hulle roep die groot verdrukking wat aan die einde van tyd gaan plaasvind op hulle self af. En dis ook van 2000 jaar tot vandag toe, tot in 2025, het baie min Jode en Israeliete tot bekering gekom. Ek vind amper net een ou in die Bybel wat tot bekering gekom het. En dit was Nikodemus. Wanneer jy gaan kyk in Johannes 3 vers 1 tot 11 sê Jahwe vir Nikodemus, jy moet wedergebore word uit water en gees uit die roog uit. En hy het hom bekeer. Want die woord sê, hy het gehelp om Jahwe van die kruis af te haal. Simon van Arimatea en Judas en Nikodemus het wat gedoen? Hulle het Jahwe gaan begrawe. Om gaan balsam. En daar's nog een of twee skriffies wat sê dat Nikodemus het hom bekeer. Die Israeliete word afgesny. En die bediening van die evangelie van genade word na wie toe gevat? Die heidene toe. En van daardie dag af dat Jahwe by die put gestaan het en met daai Samaritaanse vrou gedeel het, vertel Jahwe selfs die gelykenis van die ou wat geslaan was en langs die pad gelê het en die Leviet en die Jood en almal het verbygestap en wie tel hom op? Die Samaritaan. Die evangelie het na die beeldspraak, jy sien ons het nooit die beeldspraak verstaan nie. Die beeldspraak leer ons dat die evangelie het na die Samaritane toe, het na die heidene toe gegaan. En tot vandag toe word heidene gered. Nou net kortliks hierso, waar kom die heidene vandaan? Jakob het 12 seuns. Jy het Jakob, jy het 12 seuns.
Dan het jy Juda en jy het Josef, die twee broers. Dan uit Josef uit het jy twee seuns, Ephraim en Manasseh. Dan Ephraim en Juda trek saam weg en hulle vorm die volk Israel. Kan ek dit weer sê? 12 seuns, 12 seuns van Jakob. Dan het jy Josef, dis die ou wat in die put was, en jy het Juda. Dan het alles twee broers. Dan uit Josef uitkom twee seuns, Ephraim en Manasseh. Ephraim gaan saam met Juda en hulle vorm een volk en dit word genoem Israel. Latere jare het hulle striwelinge opgetel en daar het oorlog tussen hulle gekom, dan breek hulle op en dan lees ons net van Juda. Maar die oorspronklike bloedlyn was Ephraim en Juda wat Israel maak, wat almal seuns was. Wat het met die ander 12? So ons het twee seuns. Wat het met die ander 12 seuns gebeur? Ja, die ander 10 seuns gebeur. Die woord sê hulle het heidene stamme geword. Die Amalekiete, die Hebetiete en die Filistyne, en hulle het weggetrek. Hulle was heidene. Waaruit kom ons? Na hulle word verwys as die 10 noordelike stamme, die 10 noordelike heidense stamme van Israel. Hoekom Israel? Want Jakob sê, ek is Israel. Hy was nooit Israel nie, dit beteken, uit hom sou die volk Israel voortgevloei het. Natuurlik, Josef en Juda, twee seuns, dan het ons Ephraim en ons het Juda, en daar kom Israel voor. So uit Jakob sou die volk Israel voorgevloei het. Wie sou wees? Wat Jahwe se uitverkore volk sou wees. Die Israeliete. Het ons dit? Daar het nie Jode bestaan in daai tyd nie. Ja, daar's baie vertalings en goed, het praat van Jode in die Ou Testament en so. Maar Jode is eintlik 'n verbastering van nasies. Israel was 'n suiwer bloedlyn gewees. Ek gaan later bietjie meer praat oor die suiwerheid van die bloedlyn in die tyd waarin ons lewe vandag. Die ouens wat sê hulle is Israeliete, wat eintlik Jode is, Khazars en die tipe bloedlyn en so. Natuurlik die Russiese SARS en ander bloedlyne. Kom ons kom terug. So, Jahwe het 'n volk met 'n naam, naamlik Israel. En 'n spesifieke bloedlyn, naamlik Juda. Waar Juda en Ephraim, maar toe die oorlog kom tussen hulle, het Juda aangegaan en om die bloedlyn voor te dra, waaruit Josef en Miriam gebore sou word. Jafashua is nooit uit die bloedlyn gebore van Josef nie. Hy is uit die bloedlyn gebore van Miriam. Want Josef het nie Miriam bevrug nie. Die woord sê, sy was deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, bevrug. Sy was 'n maagd gewees. Dis een van die bo-natuurlikste dinge wat ooit gebeur het, dat 'n maagd geboorte gegee het aan 'n mens. Dit het in die lewe nog nooit gebeur nie. Maar weet jy wat? Ons praat van dit in Engels as the supernatural. Die bo-natuurlikheid. Die geboorte van Jafashua was bo-natuurlik. Sy bediening aan sy volk was sy volk Israel vir 2 jaar was bo-natuurlik. Sy bediening aan die bruid wat sou ontstaan, hy het gekom om vir hom 'n bruid te skep. Nie net daai 1 jaar wat hy aan die heidene bedien het nie, dit was die begin. Totdat hy aan die kruis gesterf het. En van daai dag af dat Jafashua water vir die Samaritaanse vrou gevra het, en aan haar die waters van die ewige lewe, die bo-natuurlike genade waters aangebied het, tot vandag in 2025. En dit gaan net nou 2026 wees, ons is nog steeds besig met opnames, maak nie saak nie.
Tot vandag, dis nog steeds 2025. Het die evangelie nog nooit weer teruggekeer na die Israeliete toe nie. Dit is by die heidene. Die evangelie word aan die heidene verkondig. En Jaffa die Vader kom hy sê, en ek het vir my 'n volk uit die heidene bymekaar gemaak. Hulle wat geen volk was nie, word nou die huisgenote van Jaffa Almagtig, God Almagtig genoem. Hulle wat geen volk was nie, word nou mede-erfgename van die genade van dit wat Jafashua van die Vader, Jesus, van die Vader af ontvang het. Dit wat gegee was aan Jafashua, is ook aan die, en ek wil nie eers verder sê die heidene nie, is wat uit die heidene, die ouens wat tot bekering gekom het, van 2000 jaar gelede tot vanaand, is nie Christene nie. Want die woord Christen het nooit bestaan in die tyd van Jafashua nie. Die woord Christen is by die Council of Nicene, geskep deur Constantijn, 325 tot 327. Daar is die woord Christen betekenis gekry. Christ-like. Nee, daar het nie so 'n woord bestaan nie. Jafashua, sy naam was Jafashua. Hy was nie Jesus nie. En sy bediening het niks te doen met Christians nie. Ek gaan met u later, volgende week miskien, gesels as Vader Liewe en Gesondheidspaar oor die naam Christian wat gebore word deur die Katolieke. Maar die evangelie van Jafashua, die bo-natuurlike evangelie van Jafashua, was vir die heidene gewees. En die wonderwerke en alles wat hy gedoen het, is gedoen sodat die heidene tot inkeer kon kom. En ek gaan afsluit met dit. Die heidene het nie heidene gebly nie. Ons en u het Jafiste geword. Ons het nie Christene geword nie. Ja, ek was ook 'n Christen gewees. Ek is in 'n Christen huis gebore. En ek het in 'n Christen huis groot geword. Tot op die stadium waar Jaffa dan sy bo-natuurlike woord kom openbaar maak aan my, so 15, 16 jaar terug, wat ek niks van wou weet nie. As nie my vrou Pastorika was nie, dan was ek vandag nog steeds 'n Christen gewees. Maar Jaffa het genade, die Here God het genade oor elkeen van ons. En hy sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Nou ons het 'n redelike area gedek vanaand. As Vader Liewe en Gesondheidspaar, volgende week wil ek weer net aangaan hierso oor die ontstaan van die bruid van Jafashua en die betekenis daarvan, want dis anders as wat die gewone godsdiens kultuur is en die gewoonte. Jy moet 'n fantastiese 2026 beleef met die vrede en die seëninge van Jafashua en gesondheid in elke opsig, en mag sy heerlikheid u oorskadu in die verwagting van sy wederkoms, die parousia vir sy bruid. Tot volgende keer as Vader wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.